Goeiemôre en welkom by hierdie spesiale aanbieding vanoggend, Sondag Gedagtes. En ek groet julle natuurlik op hierdie Sondagoggend, die 13de April 2025, hier vanaf die walle van die groot rivier wat tans in vloed is. Maar ek wil terugkeer daar na die dae in die tronk, in die gevegte voor die tronk, en baie mense vra vir my oor geloof en waar en wanneer het ek 'n geloofsverhouding ontwikkel met die Skepper, hoe het dit gegroei en van krag tot krag gegaan. En ek wil graag begin deur vanoggend te sê dat as 'n mens 'n soldaat is en jy ontplooi tydens 'n operasie, of jy weet jy gaan in 'n geveg in, dan is 'n mens naby aan jou Skepper. En ek het nooit voor 'n operasie dit misgekyk hoe ander lede van die span stil raak op hulle eie. Jy sien mense uit die klein sakbybeltjie uit lees, hoe mense hulle oë toemaak in 'n stille gebed, en hoe ons gesamentlik 'n gebed ook gedoen het voordat ons ontplooi het met 'n operasie. So my ondervinding van soldaat wees en soldate is dat dit 'n baie groot en sterk band en 'n paadjie is wat jy as 'n gelowige stap voordat jy in 'n geveg ingaan. So toe ek destyds in Angola gevange geneem is, het ek 'n ernstige verdieping, 'n geestelike ervaring gehad, maar dit het nie sonder pyn en lyding gegaan nie, dit was nie sonder probleme gewees nie. En ek kan onthou dat ek daar, terwyl die geveg aan die gang was, nadat ek 3 keer raak geskiet is, ek is 'n 4de keer daarna ek gevang was geskiet, maar nadat ek daai 3de skoot gekry het, het ek 'n belofte gemaak, waar ek aan die Vader gesê het, dat as hy my lewendig deur hierdie vreeslike ervaring sal bring, dan sal ek vir die wêreld vertel dat hy leef, en ek sal werk doen soos hy goeddink, en dus die grondvlak, die beginpunt van my geloofspaadjie, wat dan in die tronk 'n verdieping ervaar het. Ek sê altyd, terwyl ek in die tronk was daar net 3 entiteite teenwoordig: ek, myself en my gewete en my Skepper. Dis die enigste geselskap wat ek gehad het, gewete en my Skepper. Ek het baie vrae gevra, en ek het baie dae in opstand gekom, omdat ek in my eenvoud geglo het, dat alles is moontlik, en alles kan moontlik gemaak word, dat ons Skepper binne 'n gegeewe oomblik net eenvoudig soos met Paulus hulle die tronkdeure kan oopgooi. Ek het vra soos, hoekom ek? Hoekom is dit ek wat gevang is? Hoekom is dit nie een van my gesneuwelde makkers wat gevang is nie? Hoekom was dit ek? Hoekom moes dit met my gebeur? Hoekom moet ek wegwees van my familie, my makkers? Hoekom is dit my loopbaan wat vernietig is as gevolg van hierdie gevangeneming? Dis die vraag waaroor ek gekwel was, wat ek derentyd gevra het, hardop gevra het, en mense geloof
in jou Skepper word beproef in sulke omstandighede. Om 837 dae in eensame opsluiting te verkeer is nie 'n maklike storie nie. 'n Mens raak depressief, jy bly die vrae vra, jy is ongelukkig, jy kom in opstand. Maar dan gebeur daar ook goed wat 'n mens weer terugbring aarde toe, wat jou laat besef waaroor alles gaan. En aan die einde van die dag het ek baie hard en duidelik besef dat ek moet sekere lesse leer, terwyl ek onder hierdie baie moeilike omstandighede gedwing word om te leef. Nou, ek het al met julle gepraat oor die rangplantjie, ek het al met julle gepraat rondom die kwessie dat jy die Vader moet loof en prys onder alle omstandighede, dat jy moet dankbaar wees vir alles wat in jou lewe gebeur, en dankbaarheid is juis die aspek wat ons nie binne in ons ervaar nie, want met die geringste probleem wat ons optel, of probleempie wat opduik, dan ervaar ons 'n stille woede, eerder as dankbaarheid, terwyl ons behoort in te sien dat 'n ding gebeur met jou met 'n rede, dat jy gelei word, in 'n rigting gedruk word, en omdat jy gevorm word. Dis hoekom jy moet dankbaar wees. Almal van ons het as kind die Halleluja liedjie gesing van U die pottebakker, met my die klei, vorm my en maak my net soos U wil, Heer. En daardeur het jy eintlik toestemming gegee om deur hierdie beproewinge in die lewe te gaan. Maar ons vergeet dat ons Skepper toestemming gegee het op 'n snaakse manier deur dit te sing, om ons te vorm na wat Hy wil hê ons moet wees. En dan moet ons ook nooit uit die oog uit verloor nie, dat ons Skepper, wanneer hy iemand oor jou pad stuur, sal dit wees vir 'n goeie rede. En net soos wat ek hierdie belofte gemaak het, gaan my gedagtes onwillekeurig na oud staatspresident P.W. Botha toe. En ek kan onthou dat na sy aftrede, of na die in-huis staatsgreep teen hom, het ek hom gaan besoek daar by die Anker in Wildernis. En hy het daai dag vir my gevra, wat doen jy nou? En ek sê vir hom, wel, ek reis rond deur die land, ek spreek gehore toe, ek dra die beeld van die weermag uit, en hy het my toe 'n snaakse vraag gevra. Hy het my gevra, hoe kan jy dit doen na dit wat hulle aan jou gedoen het? En toe kom hy met 'n verdere ding, toe ons die gesprek so 'n bietjie verder geloop het, toe sê hy vir my, wat doen jy aan die situasie? Jy is in die situasie, jy was verraai, wat doen jy nou ten opsigte van jou land? En dis die twee vrae, daai eerste, daai belofte wat ek gemaak het, daar toe ek 3 skote gehad het, ek het dit oorleef, ek het 'n 4de skoot oorleef, wat my toegedien was nadat ek gevang was, en hierdie aanklag van oud president Botha, waar hy vir my gesê, wat doen jy? En daai twee aspekte saam, kan vir jou baie naby bring aan dit waarmee ek en SBB tans besig is. Ons word noodgedwonge verplig om 'n plan van aksie voor te lê, wat voortgespruit het as gevolg van die F.W. de Klerk aksies en Kie,
om eerstens van hom ontslae te raak, om wat PW Botha is, ontslae te raak, maar dan ook 'n een-man een stem ingebring het wat gelei het tot 'n 30-jarige ANC leierskap, regering in Suid-Afrika, waar ons 'n land sien verval het en agteruitgaan het tot die punt waar ons nou fisiese geweld en anargie in die gesig staar en waar lewens bedreig word. So ek kyk daarna uit die standpunt van ek is gelei tot hier, dit is my opdrag, dis my taak en die aanklag van oud-president Botha. Wat doen jy omtrent die situasie? En dis die vraag wat ek vandag aan baie van julle wil vra. Wat doen jy vir jou mense? Nie vir jouself nie, nie net vir jou gesin nie. Wat doen jy? Waar is jou betrokkenheid? Want almal van ons wil graag glo dat dinge gaan positief uitdraai, gaan goed uitdraai. En dit bring my by die punt van, wat is geloof? Geloof is om te glo in dit wat jy hoop. En ek het dit op 'n stuk papier neergeskryf en teen my tronksel se muur geplak, hierdie woorde. Geloof is om te glo in dit wat jy hoop. As jy dus 'n geloof in die toekoms het en jy wil glo in dat daar hoop is, kan jy nie op jou agterend sit en niks daaromtrent doen nie. Dit vra van ons toewyding, opoffering en die gee om by die punt uit te kom, maar wat doen jy aan die situasie? Nou ja, mense kyk na hulle lewe op verskillende maniere en ek het ook daar in die tronk vir myself die vraag afgevra in hierdie worsteling met my Skepper, met my gewete, daai gesprekke wat ek daar gevoer het. En het ek vir myself gevra, is my lewe 'n sukses omdat ek die operasie nie voltooi was nie, dat die operasie misluk was? Is dit nou die einde van my lewe? Wat beteken dit om suksesvol te wees? En ek het na baie aspekte gesit en dit oorweeg, en ek het op die ou einde besef, dat sukses is nie geld, jou posisie, jou pos wat jy bereik het nie, dit wat jy behaal het in die lewe nie, dit wat jy opgebou het nie. Om aan die einde van jou lewe te staan en terug te kyk en moet jy een vraag kan antwoord. En dit is, was my lewe 'n sukses? Maar wat bepaal dit? Geluk. Die woordjie geluk. Om gelukkig te wees is 'n suksesvolle lewe. Nie die rykdomme nie, om gelukkig te wees. En as ons die geluk vir ons kinders en kleinkinders daar wil stel, dan raak dit noodsaaklik dat ons ook kyk dat daar 'n toekoms vir hulle is. Want dan kan hulle ook gelukkig wees. En jy sal gelukkig wees. Jou lewe sal 'n sukses wees, omdat jy gelukkig was. En op hierdie Sondag, jy mag ook jou kondensmelk koffie geniet. Ek beveel dit aan, en ek is dan môreoggend. Daar verdwyn ek nou sommer van die skerm af, maar ek is môreoggend, is ek weer terug by julle met die gewone mooi loop.